Weet jy op wie se begrafnis gaan jy eendag kan spyt wees op? Is 'n boetie of 'n sussie wat nie aan Jesus behoort het nie. Dink daaraan, jy was 'n hele leeftyd saam met hulle en jy het hoeveel geleenthede gehad om seker te maak dat hulle die goedheid en die liefde van Jesus leer ken uit jou eie lewe uit. Ek kan maar net dink dat dit 'n baie hartseer plek kan wees om op daai begrafnis te staan en te wonder oor hierdie verhouding. Jy sien, ons kry 'n unieke geleentheid om in ons broers en susters en familie se lewens, niggies, neefies, mense naby aan jou, mense vir jou bloed, om in hulle lewens in te koop deur die manier hoe ons die lewe saam doen. Dit herinner my dadelik aan Jakobus se storie. Jakobus is die halfbroer van Jesus wat verwek is uit die lewe en die verhouding en die huwelik van Josef en Maria. So Jakobus en Jesus het so naby aan mekaar geleef dat Jakobus aan die einde van die storie eintlik die vermoë gehad het om die nalatenskap van sy broer wat aan die kruis gesterf het en opgevaar het hemel toe, om daai nalatenskap te gaan uitleef. Dis die lewe wat ek kies. Dis die lewe wat ek kies om broers en susters van my te inspireer. My vraag aan jou is, wat doen jy met jou verhoudinge wat reeds bestaan, al is bloed of julle van mekaar hou of nie, tussen broers en susters? Is daai mense gered? Ken hulle vir Jesus en stap jy die pad saam met hulle?